die derde saligspreking wat ons gaan behandel. So, ons is nog steeds besig met die karakter van 'n koninkrykskind. En hierdie is een van die belangrikste goed wat ons moet verstaan. As ons nie na ons karakter gaan kyk, dan gaan ons onsself in die voet skiet. So ons moet kyk, ek wil amper julle uitdaag. Kyk na jou laaste week. Hoe jy opgetree het, hoe jy gepraat het, wat jy gedoen het, en dan weet jy dit, tot waar ons nou is. Ons het klomp goeders al geleer, en ons het geleer oor 'n koninkrykskarakter. So kom ons kyk bietjie na ons lewe en dan meet ons dit. By onsself. Elkeen ken sy eie hart. Gaan meet ons onsself. Het ons bietjie arm van gees gewees vir? Het ons bietjie getree? Het ons berou gehad oor dit wat ons verkeerd gedoen? Of het ons selfregverdig geword? So, en vandag is ons by die derde punt, die sagmoedig is. En ek het vir julle laas week al gesê, dat hierdie is 'n kwaai, want 'n mens kry amper die gevoel, as jy dit net so lees, daar so staan het, salig is die sagmoediges, hulle sal die aarde beerwe, dan kry amper die gevoel van, ag, jou sagte neelsies. Jy weet, dis hulle nou hierdie, dis nou nie hierdie rowwe ouens, jy weet, hierdie bille, stoere boer, dit kan nie hulle wees. En die Here het nou nogal so surprise dan is dit eintlik juis wat jy moet wees. Want jy kan buitekant dalk rof en wild wees, maar as jy binnekant dit nie is, dan beteken dit niks. Hy was binnekant, God almagtig. Hy het met sy gees, ek praat van sy innerlike mens, meer krag gehad. Ek meen, daar vervloek hy vyand en hy verdroog. Hy sê vir 'n storm om stil te word. Ek meen, wat sy krag kon hy openbaar as God in die vlees. Maar tog, sê sagmoedig. So nou kyk wat beteken sagmoedig. Alright. So, Matteus 7 vers 21 sê daai vers, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Baie belangrik. Maar wie kwalifiseer vir dit? Hy, met ander woorde die persoon wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En ons begin nou hierdie lesing met hierdie vers, maar tog is dit 'n baie belangrike vers. Want as jy praat met die mense om jou, dan is almal Christen. Almal gaan hemel toe. Want almal gaan ergens kerk, of was in 'n kerk gewees, of is dit doop, of het 'n katekismus gedoen, of is aangeneem en voorgestel. Maar hierdie skrif maak 'n interessante ding, hy sê nie almal wat vir my sê, Here, Here. So nie almal wat my aanroep, en my naam gebruik, kwalifiseer vir die koninkryk. En hy praat van wat ingaan in die koninkryk van die hemele. Met ander woorde, wat ingaan in my heerskappy. So moenie dink as jy net die Here se naam roep of noem, dat jy gaan sy heerskappy deelagtig word. Want daar is 'n kriteria wat jy moet. Hy sê nie, moenie my naam roep nie, of naam roep nie, dis nie wat hy so sê. Hy sê, jy kan dit doen, mits jy die kriteria volg. Wat is die kriteria? Die persoon wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So wat is sy wil? Julle ken dit al? Testament. Ou en 'n Nuwe Testament. So as jy wil weet wat God se wil,
Hy sê vir jou wat wil hy doen. Net soos wat ons met die karaktereienskappe vir jou leer en sê, dis hoe God wil hê sy kinders moet lyk en optree. So, dit is ons wegspringblokke vanaand. As jy sê, Here, dan beteken dit jy moet gehoorsaam wees aan wat die Here sê. Want andersins gaan jy jouself diskwalifiseer. En hoekom hy dit so noem, is eintlik dan die teenoorgestelde. So as jy sê, Here, en jy doen nie sy wil nie, dan is jy nie geskik vir sy heerskappy. En met ander woorde, as jy ongehoorsaam is. So eenvoudig soos dit. En ons weet, ons is nie almal net gehoorsaam nie, dit is so. Waarvan dit ons terug na punt 1. Dan moet ons voor die besef kom, is ons arm van gees. Het ons berou oor ons toestand van ongehoorsaam. En dan kom ons hier so. Met hierdie woorde sê Jesus, dat slegs diegene wat aksie neem op sy woord, die koninkryk sal beerwe. Om alleenlik te hoor is nie genoeg. Die uitdaging is om dit wat jy hoor tot uitvoer in jou lewe te bring. En hier soos Jakobus, ek geniet nogal Jakobus, 1 vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en hy gaan weg en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van vryheid, met ander woorde in God se wet, God se woord, en daar bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So, baie mense het die glo gered teologie. Ek glo, so ek is gered, en ek hoef niks te doen. Julle het al gehoor, mense praat so? Want daar staan in die woord, jy moet glo jy word gered. Maar dan lees ons net die een vers. En ons weet, ons kan nie ons geloof baseer op net die een vers wat jou toestand pas. Want anders dan gaan jy baie goeie skryf wat jou toestand pas. Maar hy sê hierso, jy bedrieg jouself as jy net wil hoor, die Here is nie vir jou meester. Jy moet oorgaan in aksie en nou begin doen wat jy glo. En dis waar die verskil lê, want die meeste mense wat daai net glo en ek is gered omdat ek glo, teologie hoor, van kyk bietjie, baie mense wat dit doen nie wat hulle glo nie. Dit is net geloof, soos daai kursus van Bruce Wilkins wat gesê, dis net geloof wat jou in die hemel kry, nie goeie dade nie, maar jy moet, maar jy kan nie net glo en glo gaan hemel toe nie. Jy moet ook wys dat jy glo, leef dat jy glo. Ja, omdat jy glo, as jy regtig glo, gaan jy outomaties doen wat jy glo. So, jy kan nie die twee van mekaar skei nie, as jy werklik glo nie. Want as jy glo, dat die Here vir jou gesterf het, en jy glo hierdie woord is die waarheid, dan moet jy doen wat hy sê, want anders te verklaar jy eintlik jou eie geloof tot nie. So, dis hoe ek sê, baie mense sê hulle glo, maar as jy dan die dade by die geloof pas, dan eintlik lieg hy vir homself, soos wat Jakobus sê, hy bedrieg homself. Want as jy glo in enigiets, wat ook al dit kan wees, as jy glo hierdie koeldrank is lekker, dan gaan jy drink. Maar as ek glo petrol is lekker, en ek drink dit nie,
Party mense glo is lekker en hulle drink. Maar as ek vir jou sê ek glo is lekker, maar ek drink dit nie wat ek weet, dan is jy ongewande vrede. Of iets, maar jy gaan nie soos 'n petrol engine loop nie. Maar kom ons sê ek sê vir ek glo dis lekker, ek proef verskriklik lekker, maar ek drink dit nie. Nou, die twee kan nie by mekaar pas nie. Selfe wees. So, daar is 'n korrelasie tussen geloof en werke. En werke kom nie uit net om goeie goed te doen nie. Werke word gebore uit jou geloof uit. So, dis hoe dit werk. So, ware geluk is om die wil van God te doen. Nou is ons by die vers. Matteus 5 vers 5 sê Jesus: Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Dit is nogal 'n stelling. So, om presies te verstaan wat Jesus met hierdie saligspreking bedoel, moet ons na Jesus se bediening kyk in terme van sy tydsbedeling waarin hy geleef het. In 63 voor Christus het Israel se onafhanklikheid tot 'n einde gekom toe die Romeinse ryk feitelik die hele wêreld verower het. Hierdie politieke oorheersing van die Romeinse ryk oor feitelik die hele wêreld bring mee dat die hele verhaal en lewe van Jesus plaasgevind het binne die raamwerk van 'n onderdrukte Israel. Hierdie onderdrukking het aanleiding gegee tot die groter bewustheid van die profesie oor die lankverwagte koning en Messias wanneer God self gesalf sou wees om op Dawid se troon te sit. In die hart van elke Jood was daar die verwagting om deur hierdie koning en Messias verlos te word van al hulle onderdrukkers. So het die oorgrote meerderheid van die volk geweet dat hierdie tyd aangebreek het toe Johannes die Doper sy verskyning maak. In Matteus 1 vers 4 tot 5 staan, Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sonde te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe en almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met die belydenis van hulle sonde. In hierdie skrif is dit duidelik dat daar 'n afwagting was van hierdie beloofde koning en toe Jesus verskyn was sy voorkoms en optrede en woorde nie eintlik wat hulle verwag het nie. In hulle verwagting was daar hierdie groot leier, 'n man van aansien en statuur, 'n man wat 'n revolusie sou kon lei om Rome omver te werp, 'n koning wat met die swaard sou kon veg en die volk met sy motiveringsboodskap kon mobiliseer, iemand wat 'n kroon dra in 'n paleis en in 'n paleis bly en op die beste strydbaar ry. En hier kom Christus, van wie Johannes gesê, dit is die een wat na hom kom. Dis Jesus. Hy bly nie in 'n paleis nie. Hy dra nie 'n koninklike kleed nie. Daar is geen kroon op sy kop nie. Hy veg nie met 'n swaard nie. Hy assosieer nie met die elite, met ander woorde die welgesteldes, maar vereenselwig hom met die eenvoudiges en die armes. Verder ry hy op 'n donkie Jerusalem binne, die laagste vorm van vervoer en tot vernedering van Israel. Geen revolusie, geen swaard aan sy sy, geen gepantserde strydkar nie. En een wat met sy intree toespraak, sy koninklike beleid uitspel met die woorde, julle ken die eerste een, salig is die wat arm is van gees, want hulle sal besitters wees van sy koninkryk, salig is die wat treur en huil, en hulle sal vertroos word. En dan salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. So, net om jou agtergrond te gee, ons almal weet nou, die Jode
het hierdie verlosser verwag wat die profete van praat. Maar die prentjie wat hulle in hulle kop het van hoe 'n verlosser moet lyk, hoe 'n koning moet lyk, koppel hulle obviously direk dalk aan 'n koning Dawid of aan die konings van daai tyd. Hierdie vorste wat mense kan verower en mense kan lei, soos 'n sterk man, 'n sterk persoonlikheid. Nie 'n sagmoedige neels nie. Julle hoor wat ek sê, dit klink half teenstrydig. As jy nou sê, salig is jou sagmoedige koning, klink dit na 'n ruler, klink dit na iemand wat 'n nasie bymekaar kan bring. Definitief nie. Maar tog sê die belofte, daai ou sal die aarde beerwe. Hulle sê, 'n sagmoedige ou gaan niks kry nie, want hulle soek 'n vors. Ek meen, Julius Caesar van Rome, hy die aarde beerwe. Dis wat die mense sê. Die Here sê, nee, sagmoedige ou gaan die aarde beerwe. Heel kontrasterend, weer. So kom ons kyk, hoekom sê hy so? 'n koning, totaal teenstrydig met hulle verwagting. En een wat 'n boodskap verkondig, wat hulle nie graag wil hoor nie. En dis die rede hoekom hulle met hom spot, en herhaaldelik probeer om hom om die lewe te bring. Toe hulle hom daar langs Barabbas, maar dis mos Barabbas. Ja, dit was Barabbas. Die misdadigers sien staan, feitelik onherkenbaar gemartel deur die Romeinse soldate, het hulle by hulle self gedink, watter belaglike koning. En wat opvallend is die feit, dat hulle gedink het, dat hy so belaglik is, dat selfs God teen hom gedraai het, omdat hy gekruisig was. Hulle het so gedink, en hoekom het hulle so gedink? Want in Deuteronomium 21 vers 23 staan die volgende vers. Want een wat opgehang is deur God vervloek. So, hierso staan hulle het nog nie een keer erken dat dit is God in die vlees, Immanuel, God met ons wat gekom het nie. Hulle kan wel Deuteronomium 21 verstaan, wat gesê het, ja, hy is deur God vervloek, want hy word opgehang. So, maar min het hulle verstaan, wat in Galasiërs 3 vers 13 geskryf gaan word, deur Paulus. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, en nou haal hy daai Deuteronomium skrif aan, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham, met ander woorde die beloftes, die oorvloed van ware lewe, na ons toe kan oorgaan. So dis nogal interessant, maar dis net God, wat so amazing is, en so ver vooruit. Daai skrif staan, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Dit staan daar, in Deuteronomium geskryf. En hulle sien dit, maar hulle sien nie, dat hy moes 'n vloek word, soos hy skrif sê. Want ons kon dit nie doen nie. Maar deurdat hy dit vir ons geword het, en die seun van Abraham, en julle kan daai boekie onthou, ek is dit module 3, die seun van Abraham, ek dink jy het hierdie vers vir ons 'n paar keer gelees, sodat die seun van Abraham na ons toe kan oorgaan, en 'n ander gedeelte, 'n ander vers wat sê, sodat ons kinders van Abraham, die nageslag van Abraham kan word. So daai om 'n vloek aan 'n kruis te word, daai koning, dit was nie pateties nie. Dit het genoeg krag om 'n vloek los te koop van die hele aarde deur al die geslagte. So dit stretch nogal jou brein 'n bietjie. Probeer bietjie daaroor dink. Werk oor sommer hoeveel mense is dit? Sê weer daai wat in die laaste sê.
Wat het jy? Wat het jy nou gesê? Hy moes aan die hout hang om die vloek, Hy moes 'n vloek word ja, vloek word om die vloek wat op ons gelaai is los te koop. Want kyk, ons is belaai met die vloek van die sonde, na die sondeval, al die mense. En hy skrif wat Paulus gebruik is, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die geregtigheid van God. So met ander woorde, ons het niks om te betaal. Ons kan nie 'n vloek word nie, ons kan dit nie betaal nie. So ja, as jy opgehang word, as jy vervloek. Maar hy is die enigste wat daai vloek kon betaal, deur 'n vloek te word. So met ander woorde, ons het hy die betaling vir ons geword met 'n skoon rekord. En dis hoekom ons losgekoop is. Right. Wat dan kan die video ook luister? Ja. Rewind en weer bly. Goed. Wanneer dit kom. Ja, dit gaan er nie van. So die Jode kon nie verstaan dat die koningskap van Jesus nooit bedoel was om 'n ou aardse koninkrykie soos die Romeinse ryk te onttroon nie. Maar dat die koninkryk, maar om die koninkryk van Satan wat agter alle verdrukking sit, uit te kleer en in die openbaar tentoon te stel. Hy die weg kom oopmaak vir elke mens wat weer erfgenaam van God se koninkryk wil word deur die volmaaktheid van sy ewige offer. En dis nogal redelik radikaal. Die mense was, ons soek 'n koning, ons soek iemand, 'n persoon wat ons nou kan verlos. En God het gesê, nee, dis te klein. Nee, dis niks seggend. Dis in 'n tydsdispensasie. Ek is die koning wat jou gaan verlos, maar my verlossing gaan deur alle eeue. Dis 'n koning. Dis 'n koning wat sy mense verlos. Want die wat met 'n swaard verlos is tydelik. Die Romeinse ryk het gekom en gegaan, hulle is gone. En daar was al hoeveel ander ryke wat gekom en gegaan het, hulle is gone. Maar God se verlossing, hierdie koning se verlossing, was so kragtig. Alhoewel die mense van sy era dit dalk as pateties beskou het of onbeskou. Ek meen, Deuteronomium dalk gequoteer het van. Maar dit het soveel krag dat dit het elkeen van ons wat hier sit verlos. Dink bietjie daar. En dit het gebeur meer as 2000 jaar terug. Dis die krag van die ware koning. Alright. So Jesus kom nie net in die grootsheid van die lewe waar hy gedien moes word nie, maar hy kom met die gesindheid van een wat dien. En dit is die voorwaardes wat hy tydens die bergpredikasie kom uitspel het, aan elkeen wat saam met hom wil regeer. As ons saam met God in sy koninkryk wil regeer, vra hy nie vir 'n macho gesindheid nie. En hy soek ook nie na 'n persoon met die perfekte leierseienskappe nie. Hy vra nie vir 'n onverskrokke waagmoed of die perfekte persoonlikheid nie. Maar Jesus sê, ons moet sonde bewus word. Ons moet treur voor ons verlore toestand. En dan moet ons strewe om sagmoedig te wees. En dit bring ons nou by die vraag uit, en ek meen ek het nou vir julle gesê, sagmoedige neelsie en al die goeders, maar wat beteken die woord sagmoedig in die konteks van hierdie saligspreek? Hoe lyk 'n sagmoedige karakter volgens Jesus? En weer eens nie volgens hierdie wêreldse stelsel. Die woordjie sagmoedig beteken meek in Engels, en dit beteken krag of mag onder beheer. So dit is nou hier waar jy sê, wow. So as jy sagmoedig is,
dan beteken dit nie is kragteloos, dit beteken dat jy kan dit beheer. Jy kan jouself beheer. Jakobus praat van die tong, en dan praat hy so, wat doen hierdie tongetjie van ons? En dan sê hy, as jy jou tong kon beheer, dan was jy die perfekte man, of vrou. En die sagmoedig waarvan hy praat, is kan jy jou menswees beheer. En dis hoekom ek vir jou gesê het in die begin. Hier staan die koning van alle konings, Immanuel, God met ons, die een wat die skepping geformeer het, die een wat vir die son gesê het, staan daar, die een wat vir die see gesê het, word stil, die een wat vir Moses gesê het, sit jou staf op die water, en die water split weg, die een wat manna in die hemel gee, die een wat vir 'n sieke sê, word gesond, wat 'n dooie opwek. Ek meen, wie van ons het krag om enige van dit te doen? Nee. Maar as die mense ons spot, in hulle onkunde, het hy genoeg beheer, dat hy hulle nie uitdelf met sy woorde, maar dat hy hulle eerder met liefde nade, en hulle genade. Dink bietjie daar. Dit is krag onder beheer. Dit is dieselfde koning wat toe hy gereed staan dat hom moes veroordeel, waar hy keiser vir hom gesê het, weet jy nie, ek het mag om jou te laat leef en om jou te laat sterf nie. En ergens in daai gesprek, dan sê hy, weet jy nie dat ek kan die Here nou bid en hy my 'n legioen engele gee. Maar hoekom doen hy dit? Want hy sagmoedig. Want hy daai krag en daai autoriteit onder beheer. Want ek weet ergens kom daar een engel in die Ou Testament, en ek weet nie hoeveel duisend Assiriërs maak een engel dood. Nou lyk dit met 'n legioen. Maar hy doen dit nie, want hy sagmoedig. Hy het al daai krag en al daai mag met hy onder beheer. So kom ons trek die kringetjie nou 'n bietjie nader, hier so net rondom ons voorskoof. Wat maak ons as iemand ons kwaad maak en ons stoppies draai? Wat maak hierdie dingetjie hier binne? Kan ons dit onder beheer bring? Of is dit net wêreldse koninkryk? Nee, dit slaan 'n bietjie hard en dit slaan 'n bietjie by die huis. Want dit is deel van jou karakter. Dit bepaal 'n karaktereienskap en ons sien dit in Jesus se lewe. Nou as vers kom by my op, hy stil soos 'n skaap voor sy skeerders. Hoekom? Niks gesê. Baie keer dan dink ek, ja, soos maar net vir iemand bietjie kan sê. Ja. Dit is die maklik uitweg. En net bietjie voel wat ons voel. En net 'n bietjie waarheid weet dit. Ja. Maar as jy hierdie vers lees, dan wil ek sê, dan lyk dit amper asof ons onsself diskwalifiseer. Want dit lyk nie vir my asof deur Jesus daai karakter gaan. Ja. Ja, jy sal verloor, bedoel jy. Jy gaan dit, as jy dit verloor, gaan jy verloor. Net so. So, dis bietjie ietsie om bietjie na te dink. So hier is 'n proses wat ons moet verstaan. So kom ons kyk. Om arm van gees te wees, fokus op ons toestand van sonde. Met ander woorde, dit is die posisie waarin ons is as gevolg van die sondeval. Om sagmoedig te wees, fokus op God se heiligheid.
Met ander woorde, dit is die vooruitsig van waar ons kan wees. So, arm van gees, toestand van sonde, bankrotskap vir God. Treur oor jou toestand, met ander woorde, jy het berou oor jou verlore toestand, of jy het berou oor dit wat jy gedoen het. Om sagmoedig te wees, sê eintlik, luister hierso, jy gaan in plaas daarvan, om jou vleeslike karakter te openbaar, gaan jy Christus se karakter openbaar, omrede, daar's 'n vooruitsig, waar jy kan wees. Daar's iets om na uit te sien. Daar's 'n beloning wat vir jou wag. So dit is 'n vlak van oorwinning. So as jy daarop fokus en jy bid die Here, veral as jy sukkel met dit, dat hy jou help en jy kan dit oorwin, dan is daar 'n beloning wat vir jou wag. Jy het hierdie vleeslike stryd, dat jy oorwin deur jou karakter, jou macho gaan onder beheer te kry. Nie om jouself te beheer, maar om dit onder God se beheer te sit. Met ander woorde, met sy hulp tree jy op in sy karakter. So jy moet mooi verstaan, as iemand jou nou hoogs die hoenders in maak, en help het nie jou dit in die sien. As ek nou praat, dan sal hulle koppies ontplof. Maar gaan stil bly, maar hier binne, is dit net swetwoord, dis nie wat krag onder beheer beteken. Krag onder beheer, daai sagmoedigheid beteken om genade vir daai persoon te hê, ten spyte van die verkeerd. Paulus skryf op 'n plek, of sit nou Petrus, vir albei, moenie, wat sê hy skrif, moenie vir geld, skeldwoord vir skeldwoord, moenie so iets, maar seën inteendeel, sodat jy seën kan beerwe. Onthou my dat ek dit soek, my foon is nou daar, vir geld geen skeldwoord vir skeldwoord, maar seën inteendeel, sodat jy seën kan beerwe. Ek moet net daai vers vir julle soek, ek nie onthou is dit in Petrus waar het staan. So met ander woorde, as jy sleg behandel word, plaas daarvan om jou neer te verloor, en in plaas daarvan om dit in te hou, beteken dit gee genade. Nie omdat daai persoon dit verdien nie, maar omdat jy ook nie genade verdien, omdat dit Christus karakter is. En daar is 'n radikale verskil, en baie mense sê, ek kan dit nie vir daai persoon doen nie, ek kyk hoe lyk die ding, of kyk hoe is die ding, dis skelm mense, of wat ook, dis nie waar het gaan. So kry die persoon wat jy te naak, met die kop in. Jy doen dit, omdat dit Christus karakter is. Dis hoe jy doen. Want sodra jy iets doen vir iemand anders, dan is dit in afgeval halfpad. So jy tree so op, want dit is hoe Christus is. En dis waar die oorwinning is. Nie teenoor 'n persoon, nie teenoor 'n mens, teenoor niks, want God gee jou die belofte. Hy sê sy aan. En dis waar die krag is. So om arm van gees is negatief en lei tot 'n toestand van treurigheid, terwyl sagmoedigheid positief is en lei tot 'n soeke na God se heiligheid. God wys ons nie net waar ons is en hoe verlore ons is, maar hy hou sy eie heiligheid en geregtigheid voor om aan ons te wys waar ons kan wees as ons tot hom bekeer. Sagmoedigheid is die uitvloeisel van 'n hart wat arm van gees geword het en tree oor sy verlore of sy gefalle toestand. Die Griekse woord vir sagmoedig is praus.
Dit beteken mild, gentle and soft. So God se beskrywing vir sagmoedigheid is nie swak en lafhartigheid nie, maar handel oor krag of gesag onder beheer. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie voorbeeld. Dit verwys na die krag van 'n perd wat ingebreek is. 'n Perd wat nie getem is nie, sal alles verwoes, omdat sy krag onbeheerst is. Ek weet nie of julle al gesien het as hulle perd, jou pa is moet die perd, jy moet by perd. So jy behoort nou te verstaan wat gaan nie aan. So 'n perd wat nie ingebreek is nie, jy stap nou om toe, jy klim op sy rug en jy ry. Dan kan jy vir ons verduidelik hoekom. Ja, ek ken net jou verduidelik, jy ken dat so. Want hulle ken dit nie, dat, soos as jy 'n stal op 'n perd sit, ken hulle dit nie, so hulle moet eers gewoon, dit in jou as mens ook gewoon. So ons noem dit indruk. Ja. Proses. Okay. So as jy dit nou nie doen nie en jy ken dit nie, dan sal jy julle beskryf as tot onbeheers. Okay. So nou hoor julle dit nou, as ek die spreekwoord kan gebruik uit die perd se werk. Ja? Hoe pas dit nou in? So ja, is presies wat dit is. As jy nie God se karakter ken, as jy nie God se hart ken, dan gaan jy, soos hierdie perd is, dat gaan spring en gehardloop en daai gemoffel afgooi. Jy verstaan homself. Jy verstaan die sagmoedigheid. Maar as jy sagmoedigheid verstaan, dan is dit soos daai sal, daai toon goed opkom. Ewe skielik beheer God jou. Ewe skielik laat jy toe dat die Heilige Gees jou beheer. So kom ons kyk na hierdie voorbeeld. 'n Perd wat nie getem is nie, sal als verwoes omdat sy krag onbeheerst is. Hy sal alles stik en skop en verwoes as hy vasgedruk word. Terwyl 'n perd wat getem is, hom ten volle sal onderwerp aan die een wat hom lei. Ek dink Michaela het nou genoem hy word gewoond aan die mens. Alright. En dan word hy onderwerp by homself aan daai persoon. So Israel het so 'n tipe koning verwag. Hulle wou gehad het dat die koning met fisiese krag sou regeer om die juk van hulle aardse vyande te verbreek. So is 'n baie voorbeeld hierdie van sagmoedigheid. Die perd wat nou getem is dit nou 'n sagte Neelsie perd of het hy presies dieselfde krag wat hy gehad het voor hy getem is? Nee, presies dieselfde krag. Maar hy het hom onderwerp. Kan ek sê hy beheer, daai krag het hy onder beheer. So daai krag van daai perd, julle weet hoe sterk is die perd. Het sy krag onderwerp aan die mens wat op sy rug sit. En dit is wat God sê. Ons moet ons krag, ons eie ek onderwerp aan sy heerskappy. So dan is jy bruikbaar. En as jy dit kan doen, dan kan jy vertrou word met sy Heilige Gees krag. Want dink net as ek skep nou net 'n scenario. En julle weet wat is die krag van die Heilige Gees. Ek meen dooies kan opgewek word, sorg nog alles. As dit net vrylik beskikbaar is vir enige iemand wat in sy maag. Dis chaos. Maar as jy sagmoedig is, dan kan God jou toevertrou met daai krag, want jy plaas dit onder sy beheer. Maak dit sin? So nou verstaan julle hoekom ons so min van dit sien. Want die mens wil beheer wees. Die mens wil steeds. Dus soos die teenoorgestel. Presies dit. Alright. Dat is daai wat
na die Here toe gekom het wat gesê het, hy moet vir hulle wys hoe doen hy hierdie goeders, want hulle wil dit ook mos gaan doen, daai towenaars en wat se goeders. Ja, want nou die Simon die towenaar wat na Petrus toe gekom het, wil hy dit met geld koop. Ja, sê ja, gee my Presies hierdie. wat ek wil dat ek ook hierdie goeders kan doen. Ja, hy het die Heilige Gees gesien werk, het gesien wat 'n wonder werk. Sê wie wat ek koop dit. En toe sê Petrus en ek dink toe hom vervloek daarso, toe is die ou in beroer. Dit is nie te koop nie. Ja. Maar in teenstelling met hulle verwagting sê Jesus, neem my juk op julle, want ek is sagmoedig en nederig van hart, in Matteus 11:29. So met hierdie woorde sê Jesus, ek het krag, maar my krag is onder die beheer van my Vader wat in die hemel is. Onthou julle daai eerste vers wat ek vir julle gelees het, toe ons hierdie boodskap begin het? Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk nie, maar wie sal? Die wat? Die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, die wat sagmoedig is die wat God se wil doen. Alright. Daarom swyg hy terwyl hulle hom vloek. Verder bestraf hy Petrus toe die hom met die swaard wil verdedig. So, dink bietjie daaraan, toe Petrus nou macho wou wees en Malchus se oor afkap, toe sê die Here, nee Petrus, bære daai swaard. Want ons gaan nie veg met geweld nie. Ons is sagmoedig. Petrus, hoekom het hy hom bestraf? Petrus, jy het nie nou jou krag onder beheer gesit. Jy wil met geweld die oorwinning behaal. En hier kom die Here Jesus in sy sagmoedigheid. Julle wil my van wie sal? Maar voordat julle my in hegtenis neem, laat ek net jou se oortrust. Ok, julle soek na my. Ja. Sagmoedigheid. Next level. So Jesus sê by die geleentheid vir Petrus in Matteus 26:53, hierso staan dit, of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar sal stel? So is nie net een nie, dis sommer 12 legioene. Wat is legioen? Ek kan nie onthou nie, maar Het ons nie gaan kyk, ek het hulle nie dalk staan dit hierso. ek het hulle nie dit gaan opsoek, dit was iets soos wat 12,000 of iets in 'n legioen. So het jy jou voor. Nee, Ja, tik bietjie aan wat is 'n legioen. Maar hoor hierso, as een engel 85,000 Assiriërs in een nag kon verslaan, dit staan in 2 Konings 19:35. Dan wonder 'n mens onwillekeurig, hoe sou die slagting gewees het as daar 12 legioene engele teen Jesus se teenstanders sou uittrek. So Jesus het die mag daartoe gehad, maar hy doen niks wat sy Vader nie vir ons sê om te doen nie, want hy is sagmoedig. Ek of my sê as jy dit het. So wat beteken dat hy nooit gestreef het om sy eie wil te laat geskied nie, maar die wil van God wat in die hemele is. En toe ek hierdie stukkie lees, toe laat dit my dink aan die Onse Vader, die modelgebed, wat hy sê, laat my wil kom. U wil geskied. Laat Wat u wil geskied. U wil geskied. Jy moet wakker wees. Dit was op sy van. Ja, ek sien jou laat so. Of jy Hy wil geskied, nie so die hemel, nie so die kopie aan. nie laat my wil geskied. Laat u wil geskied. Alright, weet julle wat, hoeveel is 'n legioen? Ja, wat.
julle ken hom vir ChatGPT. Ja, ons is nou by IT. Amper sê GT. Ek sê nou GT. Okay, wat sê daai AI? Okay, hulle sê net hierdie legioen was 'n militêre eenheid in die antieke Romeinse leer. Gewoonlik het een legioen ongeveer 5000 tot 6000 soldate gehad. Dit kon effens verskil oor tyd, maar dis die algemene skatting, algemeenste. Sê maar net van, so dit is 5 tot 6000, maar nou weet ek nie, Ja. die legioen waarvan, Ja, ek sien seker nie, maar ek meen as jy vat, al is dit dan nou 5000 mal 12, is 60000. En as een engel, wat 100 iets, 1000, hoeveel, wat is 185.000. 185.000 Assiriërs. So vat 185.000 maal 60.000. dis miljoene. Dis skrikkelik. Billions. Dis bietjie bokant my wiskundige gebruik. Ja, dis 'n groot som vir 'n dinsdag aand. Ek dink net daar's nie groot genoeg ambulances staan. Nee, ja, en ons hierdie is nou maar in die onthou dit was in die Romeinse Ryk. Ja. Dis nie te sê dis in God se koninkryk nie. Daai legioen is dan totally differently Ja, composed. ek weet nie, maar die bottom line is niemand gaan staan of lê. Alright. So nêrens in sy lewe verdedig hy homself waar mense na hom toe, waar mense hom te nakom. Maar in alle gevalle lei hy die vernedering en laat die wraak aan God oor. Die enigste plek waar Jesus geweld gebruik het, was toe hy God se saak verdedig het. 2 keer reinig hy die tempel en hy dryf die mense met 'n sweep uit die tempel uit wat met die verkeerde motiewe daar was. En dis nogal interessant. Ek vind dat mense gebruik geweld in die aardse realm vir eie geregtigheid. Jy het my te nagekom. Maar ek vind nog nooit het ek iemand gesien geweld gebruik om God se saak te verdedig. Jy het al ooit gesien Dominee met die bazaar slaan mense in die buurtuin oor die kop en sê julle swerwe te bekeer julle. Loop al met 'n sweep rond en niks doen wat. Nog nooit gesien. Ja, of twee predikante te vuisgeveg oor iets nie. Maar mense raak baie vinnig ontstrompel is as hulle te nagekom word. En hulle moet hulle eie saak verdedig. Dan wil ons om met die vuis slaan. Dan kyk nou aan daai, ek weet nie hoeveel jaar terug se wat Highview Valley polisie. Onthou julle daai ekskursie, hè? Lekker glad nie sagmoedig gewees nie. Ai, die mense. En nou ja, dit is deel van hulle. Maar ons moet leer om sagmoedig te wees. Van die Engelse kommentare beskryf sagmoedigheid as volg: meekness is the power used only in the defense of God. So God sê elke mens wat hierdie sleutel tot God se koninkryk vind. Salig is die sagmoediges want hulle sal die aarde beerf. Matteus 5:5. 'n Sagmoedige mens is 'n persoon wat totaal in homself gesterf het en hy voel nooit bedreig deur 'n ander se beledigings of beskuldigings nie, want sy sonde waaroor hy getree het, is deur God vergewe en hy is oorgegee aan selfverloning en is onder die totale beheer van God. Dit is nogal baie. Want as jy dit verstaan, dan sal jou eie ek dalk nie so broos wees as iemand moet nakom. Want jy klaar oorwin. En jy verstaan uit wat se milieu uit die ou dit doen of die persoon dit doen. So dit behoort jou nie te affekteer nie, want die oorwinning wat jy het, wat God jou gegee het, toe jy arm van gees gewees het en berou gehad het oor jou verlore toestand, daai oorwinning is baie meer
as wat enige mens vir jou kan sê of aan jou kan doen. So as jy dit snap, dan wil ek vir jou sê, jy oorwinnings leer. Want dan begin jy te funksioneer in hierdie untouchable kingdom, en dan raak jy untouchable in jou gees. Maar dan is het altyd soos daai, wat kan 'n mens my doen? As God vir my is, wie kan teen my wees? Precies. En ons ken dit, en ons sê dit maklik. Ja, maar nou Maar soos ons ek word sê, baie maklik gevang. ja, want daai wat hy sê, jy voel nooit bedreig deur ander se beledigings of beskuldigings nie. Dis nie so maklik nie. Ek bedoel, om net, dis nie so maklik om net, jy weet, te sê, dit raak my nie. Weet jy nie wat die probleem is? Dit is maklik, maar dit is nie so maklik om die eie ek neer te lê. Want jy moet daai eie ek neer lê. En jy moet onder God se beheer wees dat hy deur jou regeer. En daar is 'n moeilike ding, want daai eie ek kan ons nie laat gaan. Want jy wil tog maar net in beheer wees. Jy wil maar net tog jou stempel afdruk. Jy wil maar hierdie macho persoon wees. En ek bedoel nou nie macho en ek praat van met jou stem, met jou, jy moet maar net sê, ek soek hier. En die Here sê nee, jy moet dit teenoorgestelde doen en sê, wie wat, God is die een. God is, maar ek hoor wat hy sê. So Jesus sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Dan sê hy dat elkeen wat arm van gees geword het, daardeur die koninkryk van God ontvang, het letterlik koninkryk van God ontvang het, letterlik terug is by Genesis 1:26 wat sê, laat hulle heers. So met ander woorde, as jy arm van gees is, en jy kry koninkryk van God, dan kom jy in die heerskappy van God. So, die sagmoediges sal dan die heerskappy oor die aarde uitoefen, omdat hulle geheel en al onderworpe is aan God se wil. So wanneer jy in God se sagmoedigheid funksioneer, beteken dit, jy funksioneer soos dat Adam moes funksioneer. Alright. Psalm 37 vers 11 tot 13 sê Dawid, die ootmoediges, ootmoedig, ander woord vir dit is die sagmoediges, so die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor die groot vrede. Die goddelose bedink lustige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. So Jesus swyg toe hy deur die mense te nagekom was, want hy het presies geweet wat God se doel is met sy lewe en dat God hom op die regte tyd van sy vyande sal verlos. Psalm 149 vers 4 sê die Bybel, want die Here het 'n welbehae in sy volk. Hy versier die sagmoediges met heil, met ander woorde verlossing. In 1 Petrus 2:19 tot 23 bevestig Petrus ook hierdie beginsel, want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, want wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, en
en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. So God soek mense wie hulle self totaal aan hom sal oorgee, net soos Jesus homself aan God oorgegee het en vir ons die voorbeeld nagelaat het. Dit is vanuit hierdie karaktereienskap wat Jesus na ons as mens roep met die woorde: kom na my, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Matteus 11:29. Dis die laaste deel. So, kragtige lesing. Om sagmoedig te wees, is om jou wil aan God se wil te onderwerp. Dit is om nie op te tree in jou eie verdediging en machonis en jou sê te sê, maar toe te laat dat God deur jou regeer en dit verdra, omdat jou beloning baie groter is. Wanneer Here sê, dan sal jy die aarde besit. Met ander woorde, dan sal jy, as jy jouself kan beheer, sal jy met heerskappy optree, soos wat Adam geheers het. En as ons dit kan snap, dan sal ons dalk op vir die dooie en sê staan op vir die sieke ons te lees. Want dan is dit nie meer ons krag wat ons het probeer doen, maar deur sy krag in ons. So daar's 'n radikale karaktereienskap om sagmoedig te wees. En dit vat om jouself neer te lê, om toe te laat dat God deur jou regeer.